Goeiemôre sê van my Hendrik Fourie hierso in 'n winterige Johannesburg. Ek dink Rassie probeer die gemeente maar op hulle tone hou. So ons het daarom nou 24 uur of so gehad om bietjie te absorbeer wat Rassie gedoen het in terme van die Springbokspan teen Skotland hierdie naweek. Hierso in Pretoria op beloftes. So kom ons hardloop net vinnig deur die span, net in die algeheel wil ek sê, ek dink dis 'n goeie span. Ek hou baie daarvan dat Rassie en sy medekeerders die spelers geleentheid gee, dat hulle die net wyd oop span in terme van die squad wat hulle het op die oomblik en dat spelers geleentheid kry. Ek dink is net 'n goeie ding op hierdie stadium. Veral die jaar voor die Wêreldbeker, is dit 'n goeie ding om soveel as moontlik goeie spelers geleentheid te gee, en veral ook in die begin 15-tal. So as ons net vinnig deurhardloop, die voorry, Boan Venter, Johan Grobbelaar en Wilco Louw. Ek sien niks fout daarmee nie. Ek dink dit is belangrik om te sien of Boan Venter die step-up kan maak. Natuurlik gaan hy speel teen sy vorige spanmaat in die vorm van Piers Schoeman van Edinburgh, as ek dit reg het. So dit sal vir hom belangrik wees om ook sy staal te wys daarso. Maar ja, Johan Grobbelaar het homself deur die URC bewys. Wilco Louw, ons weet wat ons in hom het en ek dink is goed dat hy weer goeie speelkans kry, veral uit 'n beginspan uit. En dan natuurlik Kobus Wiese en Rohan Orkee op die slotte 4 en 5. Ek dink selfs al was al die slotte beskikbaar, sou hulle nog steeds kon doen met hierdie ervaring en is hulle nog steeds albei baie goeie rugby spelers en slotte en kan moontlik 'n eerste keuse slotpaar wees ook. En dan ons 6, 7 en 8, ek dink dit gaan moeilik wees om 'n beter 6, 7 en 8 te kies op die oomblik. Natuurlik is Jasper Wiese op hierdie stadium met 'n kort kop voor as dit by die nommer 8 posisie kom, maar ek is bly Pieter Steff kon weer na sy nommer 7 toe terugkeer na verlede week. Paul de Villiers natuurlik, in my opinie die nommer 6 in die land op die oomblik. So ek is baie opgewonde oor ons voorste los 3. Dan is ek natuurlik baie bly Embrose Papier kry kans om te begin. Ek dink is iets soos 8 jaar sedertdien hy vir die Springbokke begin het of laas gespeel het. Ek is nou nie doodseker van my feite daar nie, maar min of meer sê ek's regtig baie bly, veral op grond van sy baie goeie URC wat hy gehad het. Ek dink Andrei Pollard gaan hierdie geleentheid met albei hande moet aangryp. Hy het niemand oortuig hierdie afgelope seisoen nie. Dit beteken nie hy's 'n slegte speler nie, hy's 'n baie goeie speler, maar ons in rugbykringe sê ons graag jy's net so goed soos jou laaste wedstryd en ongelukkig in die geval van Andrei Pollard is hy net so goed soos sy laaste seisoen. En ek hoop vir sy part persoonlik dat hy 'n goeie wedstryd gaan hê, want ons weet die geskiedenis agter Andrei is dat hy 'n fantastiese speler is. Ek dink hy bring uit die aard van die saak 'n ander tipe losskakelspel as Manie Libbok en Sasha Feinberg Ngomezulu. So vir sy part hoop ek regtig hy het 'n goeie wedstryd. My ander effens 'n twyfel in die span is Kainan Moodie en ek sit hom altyd in dieselfde kamp as Andrei Pollard hierdie jaar, dat Kainan Moodie vir die Bulle nie 'n fantastiese seisoen gehad het nie. Ek weet hy is nog 'n jong speler en hy het verseker potensiaal. Ek dink egter hy is 'n baie wat s'ie woord wat ek soek, opportunistiese speler in die sin daarvan dat hy kan geleenthede raak sien op die rugbyveld en hy weet, ek dink hy's 'n intelligente speler en hy weet hoe om homself te posisioneer. Ek dink net as ek hom vergelyk op hierdie stadium met die ander vleuels,
gaan hy moet harder werk en hy gaan moet homself uitdaag om meer betrokke te raak by die spel as wat hy op die oomblik is. Nommer 12 en 13, Damian Willemse, Jesse Kriel, is in my opinie, dit is my centerpaar. As ek 'n centerpaar kon kies, dan is dit my begin centerpaar. Natuurlik maak Andre Esterhuizen dit baie moeilik om hulle albei te kies, want Andre Esterhuizen is net so goed. Ek dink 'n week of 2 terug het ek wel gesê Andre Esterhuizen sal my binnensenter wees. Op die oomblik met sy besering maak hy dit bietjie makliker. Maar Damian Willemse, as ons terugdink aan verlede jaar se wedstryd teen die All Blacks, hoe fantasties hy was op binnensenter, is ek net opgewonde oor hom daarso. Op die ander vleuel is ek bly Edwin van der Merwe kry geleentheid. Ek dink tussen hom en Kurtley Arendse is daar min te kies op hierdie stadium. Hulle is albei fantasties, so ek's net baie bly hy kry geleentheid in die beginspan ook, en dan natuurlik Apelele Fassie op 15. Hy en Damian Willemse is so naby aan mekaar in terme van wie om te kies vir 'n beginspan. Ek dink Apelele Fassie bring dalk 'n bietjie meer net van 'n aanval op spoed van agteraf, waar Damian Willemse meer bestendig is en dalk 'n beter skopvoet het. Maar ek is heel gelukkig en opgewonde oor hierdie span. Ek hoop regtig, soos ek gesê het, vir Handré Pollard en Kynaan Moody dat hulle 'n goeie wedstryd gaan hê. En dan as ons net vinnig kyk na die reservebank, Jan-Hendrik Wessels en Tutuku Mchunu en Zach Pothen. Ek is bietjie verbaas dat Carlos Sadi nie daar is nie, dat hy nie geleentheid kry nie. Ek weet nie of daar besering is of iets nie. Zach Pothen het verlede week goed gespeel, hy het veral een verskriklike goeie kragloopie gehad. En Tutuku Mchunu is iemand waaroor ek persoonlik baie opgewonde is vir die toekoms. Ben Jason Dixon en Vincent Chituka, ek dink hulle albei verdien geleentheid en miskien dalk bietjie meer geleentheid om te wys wat hulle in hulle steek op hierdie vlak. Elrich Louw is ek ontsettend bly oor dat hy die geleentheid gekry het, al was dit nou omdat daar beserings is, maar ek dink Elrich Louw is een van daai ouens wat homself oor en oor bewys het in hierdie jaar se URC seisoen, so ek is verskriklik bly hy kry geleentheid en ek hoop regtig hy het 'n fantastiese wedstryd. Grant Williams, ek dink tussen Grant Williams, Kobus Reinagh en Ambrose Papier is aan min te kies. Natuurlik is daar Monne van der Berg wat ook nog beseer is op hierdie stadium, maar as hy net praat van die beskikbare nommer 9 is, dan tussen daai drie is ek net baie bly dat hulle geroteer word en kans kry om te speel. Natuurlik soos ons almal weet, Ambrose Papier en Handré Pollard, wat dan nou in die aard van die saak 'n kombinasie is vir die Bulle. Dit maak sin dat Rassie hulle speel op Loftus teen Skotland. En dan laasens nommer 23 Q en Hon, vir wie ek dink die eksperiment gewerk het teen die Barbarians op 10. Ek dink as Pollard dalk nie 'n baie bestendige wedstryd gaan hê nie, gaan Pollard Q en Hon definitief inskuif op die nommer 10. Ek hoop die laaste 20 of 30 minute in elk geval dat hy kans kry om op daai vlak te speel en veral teen so goeie spelers soos Finn Russell. So ja, dit dan die span vir Saterdag. Ek hoop nie daar's beserings wat hulle weer gaan omvergooi nie. Kom ons hoop vir die beste. Ek is 100% oortuig daarvan dat hierdie Springbok span fantasties kan doen. Ek dink vir Skotland wat afkom van 'n goeie wen af oor Argentinië, behoort ons 'n regtig fantastiese eerste helfte te hê ten minste, maar ek dink die geval sal wees soos verlede week, dat in die tweede helfte die Springbokke te veel diepte en te veel krag sal hê in elke posisie vir Skotland om by ons te bly. Sterkte vir die spelers, sterkte vir die bestuur en admin span en ook vir die Skotse spelers en hulle families, weet baie sterk, dis hoop regtig julle het ook 'n goeie wedstryd.
almal is besig met voorbereiding in 'n sekere sin vir volgende jaar se wêreldbeker. So ek sien uit na weer eens 'n Saterdag se vol rugby en alle sterkte vir die Bokke van my, Hendrik Fourie in Johannesburg. Hoop ek jy het 'n wonderlike week. Cheers.